Hy sê met daar die môre 99 maal, maar die 100ste maal gaat die Here jou tug. Dis daar die môre 8:30 wat sy met daar die waarskuwing gee. 9 daar die oggend stekel in my meer as 24 gate. Ek moes daar die môre sterwe. Luister, ek lê daar, al toe my longe as besig om uit te peel uit my liggaam uit. Ek is 'n gangster, ek het nie respek vir my ouers nie. Die dinge wat jy oorkom, luister, as maar net sommige keer 'n tugting van God. En vraag jouself, hoekom dinge nie reg nie? Vraag jouself as jy op die plek wat jy moet wees. Ek sê vanoggend vir die dienaar van die Here, die wat vanmôre moet hoor. Luister, ek lê daar die môre, lê ek daar, hulle druk die kant in my kop. Ek lê, ek is nog op my volle bewussyn. Ek hoor hoe maak my longe so. Ek sien die dood voor my oë. Maar hierdie persoon sê vir my daar die môre, hy sê vir die jong man wat die kant in my kop het, moet hom skiet nie, man hy is klaar dood. Moet hom skiet nie, man hy is besig om dood te gaan. Ek weet nie hoeveel keer u was besig om te kan gesterwe het nie. Ek weet nie hoeveel keer u gelê in 'n hospitaalbed nie, maar u hoor vanmôre nog dat u, luister, u hoor vanmôre nog die woord van die Here. Ek dink daar die oggend wat ek moes gesterf het die Here se hand van beskerming net so oor my gekom en gesê, nee, jy het nog 'n plan met jou lewe. Vanmôre as jy hier, luister, jy moes gesterf het, jong kindjie, jy moes ook gesterf het, maar die Here het jou deurgedra tot vanmôre, omdat hy 'n plan in jou lewe, 'n plan van voorspoed. Ons verstaan nie wat aangaan nie. Woord van die Here sê, my gedagtes is nie julle sin nie. My gedagtes is hoër as julle sin. Ek dink baie van die mense ken van my. Hulle het my genoem Kribo. Ek was ook lid van die 28 tongbendes. Jy weet, ek beland toe in die gevangenis na al die gangsteraktiwiteite. Baie keer as dinge met jou gebeur, dan sê jy, maar jy gaan jou lewe verander.